ek gaan toe na ons skool se jeugmentor toe op die stadium en ek sê vir juffrou, ek is hier, die Here het my geroep. Hy het my geroep met Jesaja 43 vers 1, ek wil graag bedien. En ek gee toe my hart vir die eerste keer vir die Here en weet, ons was allemaal na hoërskool en na groep druk, dis daar ook nou maar daar en ek het baie ver van die Here af weggedryf en op 17 gebeur al iets en ek gee toe weer my hart vir die Here. En ek sou nooit vergeet nie, ek stap hier aan met my pa se kamer toe. Ek sê van papa, ek gaan 'n pastoor. Prys die Here. En om so 'n bietjie agtergrond te gee is my pa het my hand gevang dwelmsgebruik. En 'n halfuur na my gevang en stap ek na hom toe, ek sê van pa, ek gaan 'n pastoor. Amen. Hy sê vir my ek sou daar weet die dag het gebeur, maar ek glo nie nou. En ja, lang storie kort te maak, ek sê die skool uit en ek moet sê eers so 3 jaar terug het ek werklik begin voluit lewe vir die Here. Daar was baie lesse wat ek moes leer en een ding wat ek moes leer daai om ten volle te vertrou. En dis nou die vers wat ek wil deel vandag. Dis eintlik 'n baie bekende vers. En wanneer ons by ons in 'n gift shop, weet Christelike gift shop kom, sien ons hierdie vers. Spreuke 3 vers 5. Weet op my Bybelsakkie, ek wys nou vir hom Willie. Ek het dit eers gister gesien tydens my voorbereiding. Sien ek ook op my Bybelsakkie staan daar groot trust 3 point, weet Proverbs 3 vers 5. Maar gaan ons eintlik in diepte en ons vertrou ons die Here. Ja. Weet, ek wil graag met julle net deel. En dit sê, die Afrikaanse weergawe Spreuke 3 vers 5, dit sê, vertrou op die Here met alles wat jy doen. Moenie staat maak op jou eie insigte. Yes. Nou het ek 'n vraag op daai stelling. En dis vertrou ons die Here, maar doen ons dit op ons eie insig. Jy sien, partykeer, ek moet nou nie verkeerd verstaan nie, partykeer as ek my vrou die kar gee om te ry, ek vertrou genoeg om my kar te ry, maar op my eie insig. Weet, want as ons ry, liefie pas op die hobbel, liefie pas op die slagpad, liefie jy moet nou hier gedraai het, en doen ons dit nie maar partykeer met die Here hoor nie. Ek meen ons gee vir die Here die stuur, Here vat my lewe, beheer dit. En dan kom ons van Here, hier moet ons nou afgedraai. Here maar moet ons nie hierdie doen nie. Ons wil die persoon wat die pad gemaak het, bevraagteken in ons eie lewe. En dit is 'n partykeer vir my, ek moes tot daai besef vir myself kom, van Here, ek vertrou U maar ten volle. Here, U vat die stuur en daar's nou 'n mooi ding, ek begin nou musiek luister as hy bestuur. Maar nou worry ek nie wat kan aangaan. En dis presies. Here, ek sal musiek luister, vat U oor. En ek het 'n getuienis wat daarmee saamkom. Toe ek in Warmbad gekom het, toe begin weet ek het gevoel dat die Here het my geroep om Warmbad te kom om te bedien. Veral met die Here. Amen. En ek het by kerke gaan aan weet deure klop. Weet jy, ek is bereid, dit is wat ek het. Ja. Ek is bereid, gee my net toekoms. En oralste was ek afgeskiet. En oom Willie, as ons nou nie ontken die oom is 'n bietjie deel hiervan. So week, nou ek kom toe op 'n punt wat ek sê, Here, as hierdie nou nie vir my is nie, ek het klaar werk, weet. Ja. Hy is 'n rede, maar ek gaan nou 'n bietjie ophou soek. Ek is nou moeg. 'n week daarna stap 'n man by ons kantoor in. En dit verander die hele perspektief. En daarom sit vandag saam met my. Ek's baie geëerd om hier saam met hê. En Willie het my genooi en hy maak my aan hom sê, maak vir my 'n hele nuwe wêreld. Maar was dit nie vir my wat vertrou het ek nooit gesien dat oom Willie, het ek nooit vir oom Willie 'n geleentheid gehad om insigte in my lewe te kry. Want as ek nie vertrou het nie, het ek my deur toegemaak, soos in Openbaring en sê, dat Jesus staan by die deur en hy klop. En wat vir my so wonderlik en kosbaar is
toe ek begin vertrou, toe begin die Here in my lewe oopgaan. En toe kon ek actually sien, hierso is waar die Here my wil hê. En hier begin ek nou, soos wat ek vertrou van my oë. Want, Here, ek vertrou U vir hierdie deurbraak, en ek verstaan nie hoekom U dit gaan doen nie, maar ek weet dit gaan gebeur. En ek wil vir julle verder lees in vers 6, sê hy, vra na die wil van God, in alles wat jy doen, en hy sal die regte pad vir jou wys. Sien, en nou kom ons terug na die stuurwiel toe. Want Here, as ek die stuurwiel vir jy gee, hoef ek nie eers te vra na die pad nie, want ek weet hy gaan vir my wys waar is die pad, want ek vertrou al klaar. En weet, 'n ding wat daarby kom is, partykeer vertrou ons die Here, maar ons staan met 'n graaf voor 'n stuk grond. Die Here maak vir my 'n gat. Jy sien ons, die Here gee vir ons partykeer die tools om die gat te grawe. Ons moet net gaan, Here, ek vertrou U nou verskrag met dit. Here, ek vertrou U vir wysheid, want dit moet ek hierdie gat grawe. En weet, so rukkie terug, dus ek in 'n baie, ek kan sê, ook in 'n soort van 'n donker wêreld. Want ek vertrou na die Here, maar dinge gaan so. Weet, en ons as Christene weet, dinge gaan so gaan. Maar as ons hier onder is, dan wonder ek, Here, waar is U nou? Here, ek doen nou hierdie goed vir U, maar waar is ek nou? En toe kom ek tot die besefing, maar partykeer moet ek die Here nog steeds prys, terwyl ek hom vertrou. Terwyl ek in my donker gat sit en hom vertrou, moet ek nog steeds sê, Here, dankie dat ek in hierdie donker gat is. Weet, my verloofde kyk so rukkie terug 'n video van hierdie vrou wat sê, sy het gepleit om naby die Here te wees. Maar elke keer as sy pleit, dan gaan sy in donkerte, dan weer daar iets in haar lewe wat haar heeltemal weghou van wat sy glo. En toe kom sy die besefing, maar hoe nader, hoe donkerder in my wêreld is, hoe nader kom ek aan die Here. Want hoe is dit nie? Weet, ek gaan nie die Here prys en vra vir 'n kar as ek klaar 'n kar het. Maar die Here, hier's 'n knyp in my finansiële situasie. Wat gedoen ek? Here, ek vertrou U vir 'n deurbraak. En ek wil graag met julle verder deel in 1 Samuel. Nou, vir die van julle wat ook nie vir so bekend is, Samuel was die ou, hy was 'n profeet, en hy het die heel eerste koning van Israel ingesalf, koning Saul. En van koning Saul af was koning Dawid teen. Maar vir daai, ek wil sê amper vir daai salwing wat oor sy Here agter sy lewe gekom het, kom dit alles van sy ma. Nou sy ma was Hanna, weet, sy was getroud aan Elkana. En Elkana, en ons 'n bietjie agtergrond gee, Elkana het 2 vrouens gehad. Hy het Pina gehad en Hanna. En Pina het vir hom kinders, het vir Elkana kinders gegee, maar Hanna kon nie kinders kry nie. En elke jaar as hulle tempel toe gaan, dan is dit asof Pina dit weet, ek bietjie trots, weet sy trots teenoor Hanna, want ek het kinders, ek gee vir Elkana kinders en jy kan nie. Weet, en in daai tyd was dit amper soos 'n status, weet, as 'n vrou vrugbaar was vir kinders. En jy weet, die woord sê in vers 1 Samuel 1 vers 7, dit het jaar na jaar gebeur, wanneer hulle na die huis van die Here gegaan het. Dit het Hanna so laat huil, dat sy nie wou eet. Nou moet julle weet, hierdie vrou wil net 'n kind. Sy vertrou vir die Here vir 'n kind. Jaar na jaar gaan sy nog steeds kerk na die tempel toe. Kyk, in daai tyd was dit nie soos ons dat ons vandag kan kerk toe gaan altyd toe. Hulle moes weet tempel toe gegaan het vir en offerande en daar. En ek meen nou sit jy saam met 'n vrou wat vir jou die hele tyd kyk, sy so, nee, ek het kinders. Weet, en dis maar baie keer met ons ook so. Hoe is dit nie, dat die Here, daai ou het 'n kar, is hy het 'n smart kar. Here, ek soek ook so 'n kar. Maar ons weet nie die storie wat agter daai ou se lewe gaan nie. Ons weet nie hoekom het hy die kar nie. Jy sien, ons is nog in hierdie situasie van, Here, ek moet U nou vertrou vir dit. Ek vertrou dit, ek gee alles, vertrou ek nou vir U. Nou,
So hoekom wil ons kyk na 'n ander ou se kant? Ja. Hoekom wil ons lewe vir 'n ander ou, wanneer ons net moet lewe vir dit wat die Here vir ons gegee het? Jy sien in Jesaja 43 vers 1 sê hy, jou by jou naam geroep. Hy het nie jou chommy geroep nie, hy het nie jou vriend geroep nie, hy het vir jou geroep. En wanneer ons gaan begin in daai, ek wil nie sê self-centered nie, maar Here, ek leef vir U. Here, ek lewe nie vir my vriend, of vir my broer, of vir my pa, wat ook belangrik is, maar Here, ek leef ten volle vir U. Dit is soos oom wat net gesê, dit is, ons stel God heel bo. Heel bo. En wanneer ons dit doen, dan, dit is wat hy in Spreuke 3 vers 5, Spreuke 3 vers 16, sorry. Weet, hy kom en, wanneer ons oorgee aan hom ten volle, dan maak hy al ons baie gelyk. En, dit is baie keer dalk so, maar ons voel dit. Dit is wanneer ek my musiek in die kar opsit, die kar voel so, maar ek voel dit nie agter nie, want ek is so gekoncentreer. En dit is wat hierdie so mooi maak is, weet, jaar na jaar het Hannah op tempo toe gegaan, om vir die Here te prys. Jaar na jaar het sy vasgehou, Here, ek soek 'n kind. En dit gaan nou so 'n bietjie aan, waar sy gebid het vir die Here, en gevra het vir haar seun, en dit gaan hier so by vers 14, vers 12, 1 Samuel 1 vers 12, sê sy, terwyl sy besig was om te bid, het Eli haar dopgehou. Haar lippe het beweeg, maar 'n mens kon niks hoor. Hy dink toe sy's dronk, vers 14. Moet jy dan besoek by hier aankom sê? Los die drank uit. Vers 15. O nee meneer, antwoord sy. Ek het nie wyn of sterk drank gedrink. Ek is net diep bedroef. Ek het maar met my hart voor die Here oopgemaak. Asseblief moenie dink ek is 'n slegte vrou nie. Ek het so lank gebid, omdat ek baie hartseer is. Gaan gerus, sê Eli. Mag die God van Israel vir jou gee, wat jy vir hom gevra het. Baie dankie meneer. Baie dankie meneer, antwoord sy, en gaan terug om te eet. Sy was nie meer hartseer. Jy sien, wanneer ons begin vertrou in die Here, begin ons, ek wil amper sê snaakse gedoen baie keer. Weet, nie almal glo of is in dieselfde situasie om te sê, weet, toe ek Warmbad gekom het, was dit 100% vertrouwen en 'n geloofsding. Want toe ek hier gekom het, ek het met 2 stelle klere in Warmbad gestap, 2 jaar gelede. En ek sou eintlik net kom kuier. En toe ek hier gestap en ons ry eendag Nelstroom toe, en net so langs, as ons dan net verby Cheetah Conservation is, en jy kyk so op, is al so bergreeks. En in my geestesoog sien ek waar op hierdie berg staan en ek lei vol. En dit was, ek het die Sondag aangekom, dit was die Dinsdag, en ek gaan terug en sê, Here, ek vertrou en ek glo dat U het my vir 'n rede gekies. Right. Nou moet ek na 'n vriend by wie ek bly, ek het net vir hom kom kuier, wat nie op dieselfde vlak is om hom te sê, die Here het vir my gesê ek moet hier bly. Ek dink ek's koekoes. Want dit is dieselfde, so wat rook jy? En dieselfde wat die priester vir Hannah gesê het, en hy is nog 'n gelowige. Wat doen jy? Is jy dronk? En sy het net vertrou. En sy het 'n belofte aan die Here gemaak, dat wanneer sy 'n seun kry, sal sy hom teruggee vir hom. En ek sê nie ons moet deelsnaak by die Here nie, jy my nie verkeerd verstaan. Maar sy het gesien dat, Here, wanneer U vir my hierdie deurbraak gegee het, ek prys U so, dat ek my seun sal terug opoffer, om vir U te gaan bid. En wat het Samuel gedoen? Samuel is 'n profeet, hy het die eerste koning van Israel, het hy gaan insalf, koning Saul, en van koning Saul af, was dit koning Dawid, en van daar af kan jy nou maar die storie so lees, dat Israel het toe gegroei, as gevolg van die salwing wat op Samuel se lewe was. En so kan die salwing op my en jou se lewe ook wees. Want wanneer ons gaan begin vertrou, wanneer ons gaan begin werk, en Here, ek ken nie hierdie pad nie, hier is my duisternis daar, maar wanneer ek hom gaan vertrou, gaan hom deure oopmaak. Kyk, ek het nog nooit so groot deurbraak gesien in my eie lewe, die dag toe die Here begin vertrou. Weet, net om die Here te vertrou tot hier te kom, het ek alles verloor. My werk verloor, ek het vir 6 maande by my pa gebly. Ek het by 'n vriend gebly vir 2 maande. En toe ek begin vertrou, die Dinsdag stap ek op by 'n vrou, ek sê vir hom, hoorie,
Die Here het vir my hier gestuur, ek moet vertrou, want ek moet hier kom bedien. En dit was die donderdagmiddag, die vrydagoggend 10:00 toe bel hy my. Ek ken hom van geen kant, ek nie my chef het hom gestuur nie. Sê my, wees 10:00 by my kantoor, bring vir jou werk, netjies klere en dan bring jy vir my vir jou werkklere saam, want ek het vir jou werk. En ek moes die Saterdag terug gaan uit huis toe. Net so, hoe betydstede. Jy sien in Jesaja 60 vers 22 sê hy, en hier staan, the Lord Almighty. Weet, dit kom weer terug op die stuurwiel, want Here, okay, ek vertrou U, maar U moet nou gou maak, want ek het net 'n sekere tyd. Here, U moet nou begin vir my werk, want ek het net hierdie tyd. Ja. Daar is nie 'n tyd met die Here nie. Ek het nou, weet, ek is so 2 jaar, 3 jaar wat ek voltyds vir die Here lewe. En van die dekkou, kerels, ek was aan die brand. As hulle vir my iemand gesê het, kom preek, dan moet my hand eers stop, en dan sê jy ook my, jy is nie reg. Dan dink ek, Here, maar hoe nou? Ek het nou die bereidheid, gee dit vir my. En ek moes net vir 'n oomblik vertrou en sê, Here, wanneer U tyd is, reg is. Jy sien net ek daai switch maak. Toe begin dinge gebeur. Toe kon ek sê, Here, maar nee, hier kan ek vir U bedien, hier kan ek help. Hier het ek tot 'n besefing gekom, dat ek nie net op voltyds te bedien nie, maar my werksplek te bedien. En julle sal nie besef, ek self het nie eens besef, hoeveel mense ek bedien eintlik in my werksplek nie. Hoeveel mense ek na die Here toe bring in my werksplek. 'n getuienis wat nou juist Vrydag gebeur het. En weet, ons is die hele ding wat ons saam met hom bedien is disipelskap en om disipels te maak. En weet 'n ou wat saam met my werk, ek vat nou 'n rukkie aan hom en dan is dit so touch and go. En dan sê hy my, hoorie Andrei, wys my 'n bietjie wat die Here. Weet, leer vir my bietjie wat kan die Here. En dan wys ek vir hom en ek gee hom 'n paar teksverse en ek vat, weet, en dan gebeur, dan kom dit tot 'n stilstand. Dan is die ou weer in sy ou. En Vrydagoggend kry ek 'n oproep, maar dis vakansiedag, ek het 'n call out tot Seboeland. En ek is eintlik nie lus nie, want dit is Vrydag, ek is eintlik af, maar ons gaan toe. En op pad terug begin die ou met my te gesels. Random. Ek het nie eens om nader aan die Christendom gevat nie. Ons het gepraat oor werk. En hy kom en hy sê vir my, hy's 'n ateïs, maar hy glo op my, hy dink is meer omdat sy ouma glo. Ek sê, okay, brei vir my uit. En hy sê vir my, dat, weet, hy kan nie verstaan nie, maar wanneer ek by mense kom en ek oor die Here praat, raak hy kwaad. Ek sê, okay, ek vra, weet, nou wil ek hom ook nou nie in 'n gat druk en sê, ja, maar dit en dit en dit nie. Ek sê, okay, maar beantwoord jy vir my die vraag, hoekom dink jy so? En hy sê vir my, maar, weet, hy kan nie vir my sê nie, dit, weet, iets in hom raak net verskriklik kwaad, wanneer ek dit doen. Ek sê vir my, okay, wat is jou passie? Hy sê, nee, videogames. Ek sê, okay, cool. Ek sê, as 'n ou met jou gaan praat oor videogames, wat gaan jy doen? Of jy nou werk, beter of met werk nie, dan kom 'n ou, hy sê, okay, ek gaan obviously saam gesels. Ek sê, okay, cool. Ek sê, so wat nou? Dis mos nou presies dieselfde. En hy begin toe, weet, nou begin hy daaraan te debat raak, want hy wil nou, weet, teen my stryd, want hy voel nie die Here soos ek die voel. Ek sê vir my, ja, ek sê, maar as jy vir 'n blinde man sê, daar's 'n son daar buite, en hy het nog nooit die son gesien nie, gaan hy vir jou sê, hy soek die son, hoekom? Want hy kan hom voel. Hy sê, okay, maar hoekom voel ek hierdie son? Ek sê, want jy sit nog in jou kamer. Ek sê, want as jy in die kamer is, en jy sê vir 'n blinde man, luister, daar's 'n son daar buite. Ek gaan nie glo nie, want ek kan nie die son voel. Weer eens, Openbaring waar hy sê, Jesus staan by die deur en hy klop. As ek nie die Here die deur gaan oopmaak nie, gaan ek nooit die Here voel. As ek nie gaan bereid wees om te sê, Here, ek gee alles oor en ek maak die deur oop, dan gaan ek begin 'n gevoel kry. En dit is presies wat toe gebeur en hy so 'n bietjie van 'n debat nog so oor en hy verstaan toe waar ek vandaan kom.
En hy vra toe vir my hierdie belangrike vraag, hy vra my, kan ek jou Here toets? Ek sê, okay, kom ons, as jy dit nou so wil doen, toets die Here. Hy sê, as hy 'n skilpad met vlerkes, sal hy net daar langs sy hart vleer. Enige vorm, enige manier, hy sal net daar sy hart vleer. Ek sê, okay, kom ons doen dit. En so my binneste bid ek sê, Here, ek weet nie waarmee is hierdie man besig nie, maar ek vertrou U gaan vir hom leiding gee. En I kid you not, beloof vir julle, nie eers 20 kilos of 10 kilos op verder in. Maak hy TikTok op en die heel eerste video wat kom, is hierdie AI generated. 'n skilpad wat op 'n strand opvlieg met vlerke. En hy kyk so, hy sê, waar kan ek my hart vir die Here gee? Ek sê nou, net hier kan jy jou hart vir die Here. En ek sê vir hom, okay, maar hy vra toe maar, wat moet hy bid? Ek sê, dis baie maklik. Ek sê, jy bid net, Here, ek aanvaar dat U vir my aan die kruis gesterf het. En sy gebed is, Here, ek aanvaar dat U vir my aan die kruis gesterf het. Vergewe my sondes en help nou my die mense wat teen my gesondig het te vergewe. En net daar van 'n deur vir my. Net daar besef ek, hierdie is eintlik weer eens, ek moes net vertrou het op sy tyd. Jy sien, ons kan nie party, ons kan nie 'n vrug vat van 'n boom af en dan gaan ryp pers. Kan. Want dan, kan ek ook ander goed doen. Maar dis iets hy doen nie. Jy kan van hom jam maak, jy kan van hom allerlei goed gaan doen as hy nog nie ryp is. Maar wanneer hy ryp is, dan sy lekker is. As jy 'n hartjie vat en jy wag vir hom, dan is daai hartjie so lekker, dis wanneer hy moet wees. Maar as jy hom voor die tyd gaan pluk, dan kry jy maagwerkings en is presies wat ons baie keer doen is, Here, ek sien nie vrug is daar. Ek sien nie hartjie is daar, maar ek wil hom nou weg. En wat gebeur? Ons kry seer. En ek dink dis hoekom ons soveel keer so seer kry is, want ons vertrou die Here en dan wag ons, maar ons wag nie op hom. Ons prys hom eintlik nie eers terwyl dit gebeur nie, want Here, U vat nou tyd. Here, ek het belangrike dinge om te doen. Here, ek het hierdie ding wat ek soveel brand om te doen. My ouma het altyd gesê, hastige hond verbrand sy mond. En dit is presies wat gebeur. Jy sien, ons vertrou die Here met alles wat ons het. En ons het nou dalk net 'n dag, of 'n dag, 2 dae, net te lank. Here, ek is kwaad. Here, ek vertrou U nie, ek is klaar, ek wil nie meer vertrou, want U het te lank gevat. 'n mooi storie wat nou opkom is, toe Lazarus dood gegaan. Toe hy by die graf kom, toe sê die mense kom, Here, maar hy is al 4 dae dood. En wat het Jesus gedoen? Hy het ingestap en hy het Lazarus laat opgaan. Want dis nie sy tyd, dit was nie die mense se tyd waarop hulle wag nie. Dit was Jesus se tyd, dit was die volmaakte tyd, dit was die perfekte tyd. En ek dink regtig dat ons vandag nie kan weggaan. Weet, ek ken nie dalk elke van julle se storie nie, maar ek dink regtig dat ons kan nie weggaan met dalk 'n bietjie meer geduld. Dalk net 'n bietjie meer wag in ons. Want wanneer ons net gaan wag en net, ek wil sê, 'n tree terug gaan, sê Here, ek het nou alles voorberei. Here, hier het ek nou alles wat moet voorberei wees, is nou wag ek vir U. Nou vertrou ek vir U. En wanneer ons daar is, moet ons nog steeds kan sê, Here, dankie dat U dit al reeds gedoen het. Dankie dat die deur al klaar vir ons oopgemaak is. En ek wil ook net elkeen van ons bemoedig vandag dat wanneer ons in 'n donkerte daar is, sal ek jy moet vertrou. Want ek kan uit my eie lewe uit sê, uit die donkerte waar ek was ek nie vertroue in die Here nie. Het ek nie vandag hier gestaan. Het ek nie gestaan en kan jy met julle my hart deel en my boodskap deel vanoggend of vanmiddag. Want julle sien, toe ek 14, 15 was, wil ek niks gehad doen net met die kerk. Maar daar was 'n salwing oor my lewe gewees, en as gevolg van my ma ook, wat ook gesalf, vertrou het, kon ek in die salwing intree. Toe ek 17 was, en ek gee my hart vir die Here en ek begin te vertrou, toe raak ek kwaad, want Here, nou gebeur dinge nie soos ek het wil hê nie. Maar ek vertrou U. Ek vertrou U.
Maar Here, hier by hierdie pad af, Ja. hier moet ons eintlik gaan. So, ek wil regtig vir julle sê, en ek wil elkeen van ons bemoedig daarbey is, kom ons vertrou die Here, begin die Here te vertrou met alles wat ons het.